het ons nog? AB is ewenwydig aan CD. Dis baie belangrike inligting daar. As jy dit eers neergeskryf het, dan het jy iets om op te werk. Wat vra hulle vir ons? Bereken al die hoeke se grootte. So gevra is alle hoeke se groottes. Daar's nou reg. Goed, en dan werk ons met 'n bewys, 'n bewering en 'n rede. Het julle dit in die verlede so gedoen? Ja. Goed. Nou moet ons besluit waar gaan ons begin. Die beste plek is om met 120 grade te begin. Want dit is wat vir ons gegee is. En ons moet ook grootes kry. Nou wat gaan die maklikste een wees om nou te kry hierna? E2, hoe gaan julle hom kry? Okay, so E2 is hoe groot? 60 grade. Wat ons het daar? Supplementêre hoeke, of jy kan sê hoeke op 'n reguit lyn. Ek gaan nie almal skryf nie, ek gaan net so paartjies doen. Goed, so nou kan ek gaan en ek kan sê hierdie hoek is 60 grade. Ek het hom nou uitgewerk. Waartoe gaan ek nou? E3. As jy wil sê, as jy 'n E3 se grootte moet gee, 120 grade en jy twee redes nou. Jy kan ook sê supplementêr, jy kan sê regoorstaande hoeke. Kan julle sien die redes verskil? En as jy sê regoorstaande hoeke, moet jy by sê reguit lyne. Want onthou regoorstaande hoeke gaan nie noodwendig ewe groot wees nie. Net as daar reguit lyne is wat sny. Sien jy maar ons sê dit. Is daai hoek en daai hoekie groot? Maar dis regoorstaande hoeke. So jy moet by sê reguit lyne. Okay, nou gaan ons net vinnig aan. Ek gaan nou net nie meer skryf nie. Ons gaan net sê, so hierdie is 120 grade en ons het 'n rede. Groot is die rede. Wat is ons rede? Ons kan gaan sê regoorstaande hoeke of ons kan sê supplementêre hoeke vir daadjie of supplementêr daar. Waartoe gaan ons nou? E3 en C1. E3 en C1. Is dit E1, sorry. Okay, E3 en C1. En E1, sorry. F1. Okay, so jy wil daai hoek daar en hierdie hoek hierso. Okay. Hulle is verwisselende binnehoeke, so hoe groot is hierdie een? Ook 120 grade. So jy kan dan eintlik enigeen van jou ewewydigheidsreëls vat om by enige van daai hoeke uit te kom. Jy moet selfs gesê hierdie hoek en daai hoek moet ewe groot wees wat hulle is. Ooreenkomstige hoeke. En daar is verwisselende hoeke. Jy kom met die 60 grade gewerk, het gesê daai hoek is dan ook 60 grade. En jou rede is dan ooreenkomstige hoeke of ko-binnehoeke of verwisselende binnehoeke. Almal wat jy raak sien. Sien jy baie redes kan reg wees. Hoe groot is F? En die redes wat ons kan gee? Regoorstaande hoeke, ooreenkomstige hoeke, verwisselende buitehoeke, supplementêre hoeke. So daar's 'n hele klomp redes. So groot is hierdie een. 60 grade. En weer eens het jy 'n legio redes. Regoorstaande hoeke. Wat staan? Ooreenkomstige hoeke. Supplementêr. Hoe buitehoeke. Kan julle sien? So die redes, skryf nie die redes reg. Okay, dis hoekom ek hierdie nou nie in detail op die bord gaan doen nie, want ek dink dit is eenvoudig genoeg julle het dit gedoen in die laerskool. In die laerskool en die laergrade, dis eintlik wat ek probeer sê. Okay mense, ek wil hê julle moet vir my oefening 9.1 afmerk, maar jy gaan dit nie nou in die klas doen nie. Dit gaan jou huiswerk wees. Jy vir my mooi hoor, ek weet dis naweek. Maar jy verwag van my om maandag jou toets gemerk te hê. So ek verwag van jou om maandag jou huiswerk te doen. Jy merk vir my af oefening 9.1. Julle sal sien nommer 1 is baie soos die voorbeeld. So ek gaan hom nie vir julle gee nie. Nommer 2, 3A en nommer 4. So jy merk vir my af oefening 9.1, nommer 2, 3A en 4. Dis jou huiswerk. Jou opsomming van veelhoeke. Nou die oomblik wat ons meer as 3 sye het, dan het ons 'n veelhoek. Nee? So dit is dan as daar 3 sye is daar 3 hoeke, dan noem ons die dinge 3 hoek. Nee. Maar as ons nou 4 hoeke het
en 4 sye, dan word dit nou 'n veelhoek. 5 hoeke, 5 sye ensovoorts. Maar die heel eerste ding wat hulle daar vir jou sê, kom ons kyk net aan die prentjies. Sien julle daar is 2 sketse van 5 hoeke. Die een is maar net 'n 5 hoek. En die ander een het afmetings, waar aangedui word al die sye ewe lank is en al die hoeke ewe groot. So dit noem ons dan 'n reëlmatige veelhoek, en in hierdie geval is dit 'n reëlmatige 5-hoek, en so 'n 5-hoek se naam is eintlik 'n pentagon. Kyk by die tweede kolletjie, derde kolletjie. Die som van die binnehoeke van 'n veelhoek met n-sye. Nou, 'n veelhoek met 4 sye, se n-waarde sal 4 wees. 'n veelhoek met 5 sye, se n-waarde sal 5 wees, ensovoorts. As jy wil weet wat is die totaal van die hoeke se groottes, maak nou nie saak of dit 'n reëlmatige of 'n onreëlmatige figuur is nie, dan gebruik jy daai formuletjie daar, 180 grade maal n minus 2. So jy gaan dus vir 'n 6-hoek gaan jy in n se plek 'n 6 sit, dan gaan jy eintlik n 6 minus 2 gee vir jou 4, 180 maal 4 sê vir jou hoeveel is die totale grade van daai figuur se hoeke. OK. As 'n mens 'n reëlmatige figuur het, soos byvoorbeeld 'n reëlmatige pentagon of 'n heksagon of 'n heptagoon of wat ook al, dan kan jy elke hoek se grootte gaan uitwerk. Nou ek gaan vir julle wys hoe dit daar doen, dan gaan ek vir julle wys hoe mense dit nog op 'n ander manier ook kan doen, net vir interessantheid. En dit is 'n gelykvormige figuur. Dan sê hulle vir my, ek kan gaan sê, wel, as die sye ewe lank is, dan gaan die hoeke ook ewe groot wees. Dit is dus maar een van daai dinge. Anderswoorde daai hoek, daai hoek, daai hoek, daai hoek, daai hoek. Ewe groot. OK. Nou, volgens daai formule sê hulle ons moet gaan uitwerk wat is die totale grootte van die hoeke deur te gaan sê 180 grade maal n minus 2. Nou wat is n in hierdie geval? 180 grade maal 6 minus 2 gee dan vir my 4. Met ander woorde, dit gee vir my 720 grade. Nou as ek wil weet hoe groot is elke hoek, wat moet ek dan doen? 120 gaan deel deur 6. So elke hoek is dan gelyk aan 720 gedeel deur 6, hoeveel gee? 120 grade. OK. En dis hoekom hulle vir daai formule gee, as dit 'n reëlmatige figuur is, dan kan jy gaan sê elke hoek kry jy, as jy gaan sê 180 grade maal n minus 2 gedeel deur n. So dis 'n ander manier om die hoeke se grootte te kry. Deur die aantal hoeke te deel deur 360 te vat en deur die aantal hoeke te deel, maar dan moet jy onthou dit gee vir die buitehoek se grootte. So as jy die binnehoek wil hê, jy dit dan van 180 aftrek om die binnehoek te kry. Maak dit sin? OK, so daar's 2 maniere om dit te doen. In die handboek sê hulle dan ook vir jou daai heel onder, nee, waar is dit nou? Ja, die laaste kolletjie. Die grootte van die buitehoek van 'n reëlmatige veelhoek met n sye is 360 gedeel deur n. Dis wat ek nou vir julle gewys het. So die buitehoek. Goed mense, dan kom ons by kongruensie en gelykvormigheid. Nou julle het verlede jaar kongruensie en gelykvormigheid gedoen met 3 hoeke. Hierdie jaar gaan ons dit nou uitbrei en ons gaan dit doen met meer as net 3 hoeke. En daarom die waarheid te sê, gee hulle vir jou veelhoeke wat eintlik nie 'n naam het nie. En hulle sê vir jou dat veelhoeke is kongruent as hulle identies is in grootte en vorm. In grootte en vorm. Dit beteken hulle ooreenstemmende sye is ewe lank en hulle ooreenstemmende hoeke is ewe groot. As jy na daai figuurtjies gaan kyk, as jy die tweede enetjie vat en jy gaan flip hom so, dan gaan hy op die ander enetjie pas. En die ander enetjie moet jy nou weer so bietjie so draai, dan pas hy ook. En die punt is net, as ek daai figure uitsny, kan ek hulle op mekaar gaan stapel en hulle gaan presies dieselfde grootte hê, hulle gaan presies dieselfde lyk. Dit is wat kongruensie is. So, mens kan ook sê dat kongruensie beteken dat die oppervlaktes dieselfde is. Reg. Maar nou moet ons 'n bietjie gaan dink, sê nou maar ek het 'n 6-hoek wat so lyk.
soos die een wat op die bord is op die oomblik. Ons sien nou nie al daai baie verskil en daar geskryf uit. Dus moet jy die oorspronklike ding kan sien. Goed, daar het ek 'n 6 hoek en hier het ek ons ook 'n 6 hoek. En sy sye is net so lank soos daai een se sye. Is hierdie twee figure nou kongruent? Nee. So as jy net sy lengtes het, kan jy nie sê die twee figure is kongruent. Jy moet ook die hoeke se grootte, wat ek bedoel, jy kan baie duidelik sien, daai hoek en daai hoek verskil. Daai hoek verskil, die hoeke is nie ewe groot nie. Reg. Maar in hierdie figuur sal dit so wees. So reëlmatig beteken dan in werklikheid hoeke ewe groot en sye ewe groot. Dan is dit reëlmatig. OK. So kongruensie, hoeke ewe groot, sye ewe lank en oppervlaktes ewe groot. Dis die 3 voorwaardes vir kongruensie. Dan as ons nou gelykvormigheid toe gaan, dan kry ons nou 'n tweede figuur wat lyk soos die eerste een, sê nou maar daai ene, maar hy is kleiner. So as hierdie ding gaan op 'n stadium rooi begin. Reg. So daar het ons ook die sye is ewe lank, maar nie so lank soos die een wat buite lê. Maar wat belangrik is van hierdie twee figure is dat die sye wat ooreenstemmend is eweredig. En daai sye is eweredig. En die eweredigheid is dieselfde.